skilderyn hier van stukke dinge. My spoel het 7 gaatjies. Jy kry van hulle wat meer gaatjies het, jy kry van hulle wat net 1 gaatjie het, hy's dalk plastiek of hy's metaal, dis jou soort masjien. Eers moet ons nou die gare op die spoel kry. Nou sit jy jou tolgare op. Nou sien jy hier is 'n knop. Party van hulle sit daar meer agtertoe. Hierdie knop het plaatjies tussenin daar, wat jou gare moet styf hou, wanneer hy oprol op jou spoel. Nou as jou gare slap op jou spoel gaan, dan gaan jy probleme hê as jy stik, hy gaan sloddig stik hoor, hy gaan drade trek. Dit is baie belangrik hoe styf die gare om hierdie spoel gaan. Hierdie spesifieke masjiensin gaan van voor af om agtertoe. As jy hom nou hier omsit, maak dit seker hy's in die plaatjies in. Trek hom 'n bietjie styf. Nou sit jy die gare van die binnekant af deur boontoe, deur 'n gaatjie. Dan sit jy hom daar op. Nou word hierdie knoppie na jou spoelietjie toe gedruk. In baie gevalle sit die knoppie daar aan die kant en moet jy die spoelietjie na die knoppie toe druk, of weer eens die knoppie in die spoelietjie toe. Kyk maar in jou manual hoe werk jou masjien daar. Nou wil ons die funksie van die naald stop, dat hy nie op en af beweeg nie. So nou hou ek die ronde knop vas, die groote, en ek draai die kleintjie na my toe. Dis nie ver nie, is net so dat hy los is. Nou gaan jy sien, die naald gaan nou nie meer op en af nie. So nou gaan ek die gare hoog vashou, maar knip hom nou net af dat hy net kort is. Want ons wil nie hê hierdie garingkie moet nou met daai ene koek nie, want as hy nou daar hang en hy koek, dan gaan hy ons nou knoop hier om jou spoelietjie. Nou hou ons hom vas en dan begin ons trap, dat hy net so 'n paar keer omgaan, dan kan jy hom afknip. Dan hou jy net jou hand so bo jou spoelietjie, dat hy net nie afspring daar terwyl jy volmaak nie. Moet hom nou net nie gaan vasdruk nie. Daar is hy. Goed, nou het ons spoel vol. Nou moet ons weer daai knoppie vasdraai. Nie te vreeslik vas nie, net sodat hy vas genoeg is dat jou naald weer op en af beweeg. Nou wil ons dit in die bobbencase sit, in die kassie. Nou kyk jy net dat jou gare weg van jou af bo oor hom gaan. Eers kyk jou gare na jou toe onder, dan gaan hy bo oor hom weg. Dan hou jy hom in jou regterhand, jy hou jou kassie in jou linkerhand, jy druk vir hom daarin. Jy gaan sien hier is 'n gleufie hier onder by die kassie. Nou druk jy jou gare deur daai gleufie. Dan gaan hy onder hierdie plaatjie deur, trek hom tot hy mooi in is onder hierdie plaatjie daar. Nou is hy reg. Nou wil ons hom in ons masjien insit. Reg in die middel bo is daar 'n gleufie. Hierdie armpie moet nou reg oor daai gleufie ingaan. Maak net seker jou naald is bo, druk ons hom in. As hy ingeklik het, dan weet jy hy is nou reg in. Nou vat jy jou gare hierbo, haal hom nou uit hierdie plaatjies uit hier. Nou hier agter het ek nou 'n hakkie waar hy moet omhak agter my masjien. Meeste van julle het 'n hakkie hierbo waar hy moet deurgaan. Kyk maar weer eens op jou manual. Wanneer jy 2 spoele nodig het op jou masjien, as jy met 'n twin needle werk of jy wil 2 garings om 'n dik stiksel te maak bo, dan sit jy nog 'n tol op. In my masjien se geval het hy nou 'n plaatjie hierbo, so die een garing gaan hierdie kant van die plaatjie, die ander een daai kant. So hy kom nou daardeur, dan kom hy af onder toe, dan gaan hy hier om, gaan hy weer op, dan gaan hy om daai armpie en dan weer af. Dan hier is 'n pennetjie waar hy moet inhak, so hy hak daarin en dan moet hy nou deur my naald gaan hier onder, van voor af agtertoe. As jou naald reg ingesit is, meen dit jou gaatjie van jou naald wys voor, so jy sit hom van voor af deur agtertoe. As jou gaatjie verkeerde kant toe sit, meen dit jy het hom verkeerd ingesit. Dan gaan hy nou deur die voetjies se gleufie en daar is ons gare. Goed, nou wil ons daai onderste gare bo hê voordat ons kan begin stik. So nou hou ons hierdie ene vas. Vat die wiel, ons draai daai naald laat hy afgaan en weer op. En dan sodra hy op is, dan trek jy daai en dan sien jy daar kom hy deur. Dan is hy bo. Dan is ons gereed om te stik. Jou spanning peter jy nie sommer aan nie. Gemiddeld is 3, 4 en 5.
Sit hom op die middelste een. As jy enigstens probleme het met jou spanning, wat met sekere makemasjiene baie gebeur, dan gaan jy nou maar bietjie slapper of bietjie suiwer stel daar. Kry net vir jou toetslappie, begin hom eers toets en dan sal jy regkom. Jou garing kom oor na die linkerkant toe. Onderste garing is agter. Dan sit jy jou lap in. Nou moet jy hierdie gare wat nou hier deurkom, moet jy nou vasdruk met jou vinger. Net vir jou eerste steek of 2. Want as hy intrek, dan gaan hy 'n koek vorm daaronder en dan gaan jy nie gestik kry nie. Dan gaan ons maar los, dan trek hom nie in. As jy nie 'n ander voetjie het nie, dan vat jy van hierdie pyp, die een wat jy kan opskryf, hy's so dof. Hy's nie baie klewerig nie, hy het nie gom wat hy agterlaat nie. Dan plak jy net 'n strokie van hom hier, sny net jou openingkies uit en meeste van die tyd is jou probleem opgelos, want jou voetjie druk nie vas op jou lap nie, hy gly lekker oor. Met leer en so aan het ek dit ook al gedoen en dit werk. As jy nie die regte tools het nie, dan maak jy 'n plan, maar moenie uit gaan stel aan jou spanning van jou masjien nie, want meeste van die tyd is dit nie jou spanning nie. As jy probleme ondervind met jou masjien terwyl jy stik, haal jou garings af, bedraad hom weer oor, want baie keer gebeur dit dat jou garing hier van hierdie armpie afkom, jy kom dit nie agter nie. Hy gaan so rukkerig en dan gaan hy naderhand vassteek, want wat hy dan doen is, hierdie boonste gare word nou onder toe getrek die hele tyd, daar's niks wat hom optrek nie. So hy trek hom en maak hy sulke lang lisse totdat hy koek onder. Hou net opstik, haal net jou garings af, reg hulle weer reg in bo, haal jou spoel uit en kyk net dat jy hom reg insit, miskien het jy hom net verkeerd om ingesit. Meeste van die tyd, jou probleme lê by die reg van jou masjien. Sien julle in 'n volgende video. Bye!